Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart en is my wonderlik om hierdie nuwe dag saam met jou rondom die Woord van God te begin. En vanmôre gaan ons saam lees Jakobus hoofstuk 3, vers 13 tot 16. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerlei gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Net tot sover. Jakobus, wat die skrywer van hierdie brief is, skryf hierdie brief aan die Christene in die vroeë Christelike kerk wat in verskillende gemeentes gevestig was in Klein-Asië. In hierdie brief gee hy praktiese raad oor die uitlewing van die Christelike geloof. Jakobus wil graag hê dat kinders van die Here hulle geloof op 'n baie besondere wyse in hierdie wêreld moet uitleef tot eer van die Here. In ons gedeelte van vanmôre praat hy oor die wysheid van God en die wysheid van die wêreld. Kinders van die Here streef na die wysheid van God. Die wysheid wat nie van bo af is nie, is aards en demonies en sinnelik. Dis wysheid wat vol selfsug is en wanorde en allerlei gemeene dade. Dit pas nie by kinders van die Here nie. Dis wêrelds. Maar Jakobus sê dat die wysheid wat van bo kom, moet sonder bybedoelings wees en vredelievend, inskikkelik en bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Want hierdie soort wysheid bring jou in die regte verhouding met God. En as jy die wysheid reg gebruik soos wat God dit bedoel het, dan bring dit vrede in jou lewe. Nou in hierdie wêreld het ons baie meer kinders van die Here nodig wat met die regte wysheid van bo lewe. Daar waar 'n wyse en verstandige mens lewe, moet hy 'n verskil maak in sy omgewing en in sy samelewing. Jy moet jou wysheid van bo toon deur jou goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Kom ek en jy gaan hierdie nuwe dag in en ons vra die Here om deur die Heilige Gees vir ons op die regte pad te lei. Mag hy ons die wysheid van bo gee. Mag daar geen bybedoelings in ons dade wees of selfsug in ons harte nie. Maar laat ons in die voetspore van Jesus navolg en lewe in die regte verhouding met God elke dag van ons lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie pragtige gedeelte saam kon lees vanuit u woord. Dankie dat u aan ons wysheid gee as u kinders. En vanmôre kom bid ons vir u wysheid van bo. Laat hierdie regte eienskappe wat u van ons verlang, in ons harte en in ons lewens sigbaar wees. Laat dit ons bring in die regte verhouding met God. En wil u gee dat ons lewens op hierdie wyse u sal verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, mag u 'n wonderlike dag hê.